Welkom by Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi-reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Die grootste les wat ek geleer het, is deursettingsvermoë. As jy wil vinnig geld maak, dan gaan jy baie teleurstelling moet deurwerk. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en welwillendheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Gas vandag op die Landboumark Voorslag is Alexander Smit van Hennotel in Bloemfontein, wat 'n verskaffer van hoëgehalte lêhoenders Dis dit. as ook opleiding is. Ja. Nou Alexander, ek het jou die eerste keer aangetref by Nampo Alpha. Toe is jy besig daar met die oulikste hokkies wat 'n hoenderhennetjie nou baie gemaklik in haar eiertjies kan lê. Ja. En ek dink later daai week het ek jou ook gesien waar jy besig is met skaaphonde. Ja. So kom ons begin net eers, gee vir my 'n bietjie meer oor jou agtergrond. Waar het dit alles begin en dan hoe het Hennotel sy ontstaan gehad? Okay, great. Ja, ek onthou waarvan jy praat. Max, hy is hier naby ons ergens. Hy was die skaaphond wat deelgeneem het aan by Nampo Alpha aan een van die displays wat hulle daar gehad het. Ons het so 4 jaar terug, ons het ons eie lêne gehad, 4 jaar gelede. En ons het nie baie voëls gehad nie, so 1200 voëls, so elke dag net so bietjie meer as 1000 eiers gehad. En ons het dan 'n paar sparre en ander plekke in Bloemfontein gelewer. En min of meer in daai tyd het daar voëlgriep uitgebreek. En ek onthou mense het 'n behoefte, eierpryse was natuurlik baie hoog geweest en mense het ons gekontak en gevra, kan hulle nie voëls elders kry nie? Dis nou hoenders. As ek sê voëls bedoel ek hoenders, kan nie elders hoenders kry nie. En ons het toe van ons eie hoenders begin verkoop. En so stadig maar seker het ek agtergekom, daar's nogal 'n groot behoefte wat mense het om 'n hoender te koop. En dit het aan die einde van die dag het ons besigheid geskuif van eiers verskaf na 'n plek waar ons die voëls verskaf aan mense. So dit doen ons so die laaste 3 jaar. Ek dink ek het 2 foto's in my gedagtes, as ek net dink aan hoe lank is ek al met hoenders besig. My eerste foto wat ek in my gedagte het is 'n doopfoto, NG Kerk baba met 'n lang rok. Ek weet nie of jy onthou like daai goed nie. En min of meer die tweede foto is een waar ek as 'n jong man saam met hoenders sit wat my ouers vir my gekoop het. So ek het 'n groot liefde vir die natuur, is waar die skaaphond vandaan kom, skape, maar ook spesifiek hoenders. Dit doen ek al vandat ek kan onthou. So dit het nou maar net gegroei van 'n liefde na iets wat nou 'n besigheid is. Wow, so jy was nog altyd in die boerdery betrokke gewees? Nee, ek was actually 'n pastoor gewees. So ons het so 'n paar jaar terug uit die Kaap uit Bloemfontein toe getrek om deel te wees van 'n kerk hier. En ek het dit gedoen vir 'n hele paar jaar in my lewe. En toe ek nou so 4 jaar terug het ek besluit om uit die bediening uit 'n skuif in die besigheid wêreld in te maak. So alles rondom dit was goed en gesond en die timing was reg gewees en ja, ons het regtig die Here se hand en sy guns beleef binne in die skuif. So ja, van iemand wat gekyk het na wat sê die Bybel skape, vergelyk ons met skape, is ek nog steeds by die skape en by die hoenders, dis nou maar net meer letterlik. Ja, ek weet nie of mense te hoenderherders sal doen. Maar dis eintlik maar wat dit is, ja. Jy versorg hulle, ja, jy versorg, jy gee hulle kos, maak seker hulle is gesond en dis wat beginsels is dieselfde. 'n Rentmeester oor God se skepping. Ek het gewonder, waar kom die naam Hennotel vandaan? Ons het 2 antwoorde vir dit, hang af of jy my of my vrou vra. So my weergawe is, ek het 'n naam gesoek wat in 'n paar tale kon werk. Hennotel werk in Afrikaans, hy werk presies so in Engels, en ek onthou dit was Sotho of Spedi of ergens het ek agtergekom, hy werk in 'n paar tale, kan ons hom net so gebruik, en so dis hoe ek by Hennotel uitgekom het. My vrou se weergawe, sy het gekyk na hoe ons die hoenders hanteer, en hulle het 'n baie luukse lewe gehad. Hulle het nou nog op daai stadium het sy gesê, yes, hierdie voëls lyk asof hulle in 'n hotel leef. En so ons het albei met hierdie gedagte van hotel in ons koppe gesit, en dit werk actually ook ideaal vir wat ons doen om deur nou voëls groot te maak, want as jy dink aan 'n hotel waar ek en jy sou gaan bly, dis nie jou huis nie, dis net 'n tydelike stop op pad na jou huis toe, en dis maar wat met die voëls hier gebeur. Hulle is tydelik by ons vir 'n paar weke en dan gaan hulle na hulle huis toe. So ja, dis waar hy vandaan kom. En ek moet sê, die voëls lyk baie mooi. Die wat ek nou al kon gesien het op skou, as ek so kan sê, of wat tentoongestel is, en dan ook julle foto's, hulle lyk regtig
of hulle goed versorg en gelukkig is. Dan daar's nog 'n deel van die besigheid wat redelik prominent vir my uitstaan. En om jou kennis te deel en opleiding te verskaf, of dit nogal belangrik is, hoekom het jy besluit om hierdie aanslag te volg? Ek het dit in mense se oë gesien as hulle hier stop en hulle kry hoenders by ons. Dan sien ek van daai mense se groot oë. Hy het actually so, ek dink 'n week terug iemand by my hoenders opgetel en toe die dame die voëls vat by my, toe sê sy, nou wat doen ek nou? En so, dit is hoe dit ontstaan. Ek het na mense gekyk en ek het besef, jy's maar, hulle het baie vrae. En ek is self nie, ek gee myself nie uit as 'n expert nie, maar daar's 'n gesegde wat sê in die land van die blindes is 'n een-oog koning. En so, dit wat ons weet is genoeg dat ons regtig baie mense in die land en selfs buite die land sou kan help met wat ons weet van hoenders. So, omdat ons gesien het mense het 'n behoefte en hulle is onseker oor hoe om voëls groot te maak of baie vrae rondom as 'n hoender begin lê het. Wat een tipiese vraag in hierdie tyd van die jaar, dis winter terwyl ons rekord, is hoekom lê hoenders minder eiers in die winter? En daar's 'n goeie antwoord wat help met dit. Dit het hoofsaaklik te doen met sonlig. Hoe minder sonnig daar is, hoe minder lê hoenders, en dan in die lente as daar meer sonnig is, dan gaan 'n tarantale eier lê, 'n duif gaan eier lê en henne gaan ook meer eiers lê. En so iets so eenvoudig soos dit kan ek mense mee help. Nou jy kan dit net vermeerder na 100 antwoorde op vrae en ons het besef, dis nog altyd deel van my hart gewees om mense te help. Ek geniet dit. En so dit het gegroei om te sê reg, ons wil mense help en van 'n parkeerarea waar hulle voëls opgelaai het, na fisiese trainings op ons perseel waar mense hiernatoe gekom het en ons het vir hulle gewys wat ons doen. En die behoefte het, dit het online gegaan die laaste tyd, want ons het in die Kaap 'n training aangebied omdat mense in die Kaap 'n behoefte gehad het. Het ons net besef, maar die versoeke is van orals. Ons laaste training het 'n Amerikaner ingesluit en so dis net waar die wêreld is. Dis makliker om in jou sitkamer te sit met 'n telefoon in jou hand as wat dit is om al die moeite te doen om in Bloemfontein op te eindig as jy nie in die provinsie is nie. En so nou is dit 'n online training. En ek moet sê die mense vind nogal baie baat. Die vrae wat mense vra is die helfte van die training en dit help baie. Baie dankie dat jy jou kennis en die inligting deel. Dis lekker dat die tegnologie ons in staat stel om die wêreld, al is dit baie groot, dit bring ook weer die wêrelde byeen en mense byeen. Ja, ek sal dalk sommer net nog bysê, dis nie so algemeen om in die hoenderbedryf, die pluimveebedryf, daar gaan sekerlik ander wees, maar om toegang te kry tot die inligting wat die publiek sou wou hê nie. As gevolg van biosekuriteit, is een van die redes. Daar gaan ander redes ook wees, maar dis nogal iets waar mense jou kaarte baie naby aan jou bors hou. So om die voorreg te hê om iemand se kommersiële huis te kan ingaan dis 'n great geleentheid wat mense love it om dit te sien. Ons love it om dit vir hulle te wys. Maar so daar's nie baie plekke. En daar's 2 plekke in Suid-Afrika wat ek al was wat mense my ingenooi het en gesê het kom kyk wat ons doen. En dit was 'n groot voorreg geweest en ons probeer dit vir die publiek bied. As mens nou kyk miskien na iets soos genetika, en dit lyk vir my 'n goeie eier begin al eintlik by die eier Yes, right. wat die hen uitbroei. Yes. Hoe belangrik is goeie soos voeding, welstand en ook biosekuriteit in die lewering van 'n gehalte lêhoender? Ons staan nou en ons het ons gesprek letterlik in jou parkeerarea, want biosekuriteit is vir jou van uiterste belang. Ek kan nie sommer nou net wildvreemdeling hier tussen jou perseel gaan ingaan en dalk moontlik siektes versprei nie, veral ook in 'n tyd soos nou ons weet, voëlgriep is daar buite en ons doen alles in ons vermoë om dit te vermy. Hoorie, ek wil daai one-liner by jou oorneem as ek mag. Ek sê jou naam onderaan, dis die eerste keer wat iemand dit so verwoord. Ek hoor dat iemand verwoord 'n goeie eier begin by die eier, maar dis letterlik wat dit is. Dit begin by 'n plek waar dit reg gehatch word en dan die gewig, en die rede hoekom ek dit sê, die gewig van daai kuikentjie is belangrik. En selfs die eier wat ingesit word in die incubators, as dit 'n jong hennetjie is wat daai eier gelê het, verskil dit van 'n ouer hen se eier wat gelê is. En daai dag oud kuikentjie wat 30 of soms 40 gram weeg met kommersiële lêhenne, dis die begin van sukses of nie. My pa het 'n gesegde wat hy sê, jy kan nie goeie braaivleis maak uit 'n slegte stuk steak of 'n slegte stuk vleis nie. En so dis dieselfde hier, jy gaan sukkel om 'n goeie eier te produseer as jy nie begin met 'n goeie eier nie. So ek gaan dit kopie. Straai kan ek dit doen. Ek is bly ek verstaan. Ek verstaan waar die gehalte vandaan kom. Ja, so dis die begin, jy het heeltemal reg gesê, en dan weet jy miskien as ek die welstand wat jy gesê, die voer, die biosekuriteit, al daai goed werk, en ek net na een of twee punte toe. En dit is die gewig, weeklikse gewig van 'n voël en eenvormigheid, menende
fascinerende hoeveel van hulle lyk dieselfde. Dis regtig die twee goed in hierdie bedryf wat die alfa op 'n manier die alfa en die omega is. En so elke week werk jou biosekuriteit en die kwaliteit voer, die hoeveelheid voer wat jy gee, die hoeveelheid water wat jy gee, alles wat jy doen werk na hierdie 2 punte toe. Hoeveel weeg 'n hennetjie aan die einde van die week? En as dit broilers is, waarby ons nie betrokke is nie, is dit dieselfde, daar's 'n sekere gewig wat jy wil bereik. En as jy agterraak, is dit verskriklik moeilik om op te vang. Al hierdie dinge werk saam na gewig en dan eenvormigheid. As jy by my 100 hoenders sou kry, dan is die idee nie dat hulle oor 'n kwessie van 2 maande begin lê nie, maar dat as jy hulle voer, dat hulle begin lê so naas moontlik almal in mekaar en dit kry jy reg deur dis 'n eenvormigheid. Dit kry jy reg deur daai voëls van week 1 af, van dag 1 af op 'n sekere manier groot te maak. So ons weeg ons voëls weekliks en daar sekere internasionale standaarde waaraan voëls moet voldoen. Dit verskil van voëltipes. En die idee is om nie net dit te bereik nie, al is dis nie altyd so maklik om dit te doen nie, veral as die seisoene verskil, maar die idee is om bo dit te wees. Ons verskaf die meeste van ons voëls in hierdie jaar en ons glo volgende jaar op 'n ouderdom waar hulle 6 weke oud is. Hulle begin lê op 18 weke. 'n 6 weke oue voël is amper soos 'n 18-jarige kind. Jy het hom in jou huis gehad, jy het alles gegee wat jy kon en nou sê raai, daar's die wêreld voor jou. So ons het daai kinders in ons huis tot op 6 weke. Daarna is daar nie regtig iets wat iemand kon fout doen nie. As jy net kos voor hulle sit, water voor hulle sit, dan sorg hulle vir hulle self. En so hierdie 6 week oue voël is wat ons voor mense sit en als werk na daai gewigte toe. Op 6 weke kry jy 'n sekere gewig en dan is jy geset op om 'n voël te hê wat op 'n sekere ouderdom 'n eier gaan begin lê. So jy kan beplan rondom dit. Jy kan kos koop en jou eiers bemark want jy weet op 'n sekere ouderdom gaan jou voëls begin eiers lê. Ja, want ek sien ook hulle adverteer al kuikens wat gaan gereed wees vir November alreeds. Ja, November, ons het al Januarie se datums ook al so ons beplan vooruit en hoe meer voëls iemand by ons sou koop, as jy dalk by ons sou voëls kry, hoe meer jy investeer, hoe meer het jy behoefte dat jy daarom jou geld sal terugkry. So dit sou sleg wees as jy 'n voël kry en jy het in gedagte dat sy eier gaan lê en 'n maand later kom maar iets kleins soos ou duif eiertjie uit. En as jy dit dan nou vergroot op 'n kommersiële vlak, is dit obviously baie erger. So die industrie standaard is daarom dat jy kan sê jy kan verwag 'n voël op 'n sekere ouderdom lê en alles werk terug na daai eerste 6 weke. Dis amper soos 'n fondasie vir 'n huis. As jy 'n nice huis wil hê sonder krake, dan moet jy goeie tyd spandeer in die fondasie. Ons lê die fondasie en daarna is wat ook al jy op dit sit, kan amper nie fout gaan nie. Ek het ook al van jou video's gesien wat jy soos regtig daai kuikentjies, hulle word gepamper lam as hulle watter planne het jy nog vir Henhotel? Groot planne, ons sal sien wat ons by hulle uitkom. Ek is iemand wat baie droom van 10 planne, gebeur daar gewoonlik een van hulle. So die idee is dat ons dit sal regkry om 'n kommersiële vlak te hê, wat dit begin by ten minste 5000 voëls, maar waar ons aan ouens in, ek dink spesifiek die Vrystaat kan verskaf. Hier's nie baie reërers in die Vrystaat nie, so dit sal fantasties wees om aan die ouens wat honderde duisende voëls sit in die omgewing om hulle te kan help. En dan is daar iets wat ek regtig geniet en dit is die persoon wat hier stop om 10 hoendertjies te kry vir hulle kind. Ek het so 2 dae terug 'n ouma gekry wat my gebel het. Ek sê ouma want sy het gesê ek is 'n ouma. Ek soek 10 hoendertjies want ek wil my kleinkinders leer om besigheid te doen. En dis wat my ouers met my gedoen het. So daar's 'n deel van ons wat wil graag aanhou om vir daai mark, al is dit kommersiële voëls, al is daar groot getalle, maar om te sê jy kan 10, 20 hoendertjies kom kry vir jou huis, sodat jy kan eiers uithaal, sodat jy jou eie besigheidjie kan begin. Die grootste gedeelte van Suid-Afrika gaan nie kommersieel gaan met 'n lê nie. Dit sal kleiner huishoudelike setups wees en mense wat klein besigheidjies het en ons wil graag daai mark ook bedien. En daar's ook natuurlik groot verskille tussen die rasse. Daar is 'n groot verskeidenheid. Jy kry natuurlik nou vleishoenders en dan kry jy nou hoenders wat eiers lê. Dis wat hulle twee doen en dan kry jy voëls in die middel, 'n dubbeldoel ras, 'n Potchefstroom, 'n Boschvelder, 'n Rhode Island Rest. Dis tipe voëls wat vir jou eiers gee en vleis gee, maar hulle sal nooit soveel eiers kan gee soos wat 'n Engelse woord is 'n hybrid kan gee nie. Hulle sal nooit soveel vleis kan gee soos wat 'n broiler kan doen nie, maar hulle kan iets van al twee doen. So ons spesialiseer in die kommersiële lê en dis lieflike geaardhede wat die voëls het. Soveel mense wat voëls koop, love it as iets wat hulle by die huis kan aanhou, want dis as jy die hok oopmaak, stap die hoender agter jou aan. Ons het bitter min klagtes in ons leeftyd al by die besigheid gehad. Eendag het 'n oom uitgebel met tong in die kies met 'n klagte en hy sê jy het nie vir my gesê as ek my agterdeur gaan oopmaak dan gaan 10 hoenders agter my in die kombuis instap nie. En so dis die tipe geaardhede wat van hierdie voëls het wat ons het. So ons spesialiseer in die kommersiële lê.
jy het nou al bietjie vertel oor hoe die besigheid verander het oor die jare, maar wat is van die belangrike lesse wat jy geleer het of skoolgeld wat jy dalk moes betaal het, wat jy dalk vir ander entrepreneurs teen kan waarsku? Sjoe, ja, dis universiteitsgelde, nie net skoolgelde nie. Ek sou sê, die grootste les wat ek geleer het as 'n entrepreneur is deursettingsvermoë, uithou vermoë. As jy iets wil begin om jy wil vinnig geld maak of jy wil vinnig 'n sekere doel bereik, dan gaan jy baie teleurstelling moet deurwerk. Dis maar soos die res van die lewe, dit het baie ups, dit het baie afs, partykeer is jy in die bokant en jy voel hierdie is die grootste sukses, ander daar wonder jy, waar gaan die volgende betalings almal vandaan kom, so deursettingsvermoë. En ek dink dis iets wat die Here in gedagte het vir die wêreld. Daar's min goed wat hy na belofte, na iets wat in jou hart sit, wat ewe skielik dit net boom, daar gebeur dit net. En so dis deursettingsvermoë om uit te hou en aan te hou met dit wat jy mee begin het. Dit sal die grootste les wees. Aanhouer wen, As hy. soos hulle sê, As kop hy. af en dryf. Dan die laaste vraagie, as mense vir Hennetel in die hande wil kry, hoe moet hulle maak? As dit die maklikste is online, gaan op die internet en gaan Google Hennetel, Facebook of ergens op ons webpage en jy sal 'n WhatsApp nommer kry. Jy bel ons of jy stuur 'n WhatsApp en ons gaan jou help kry. En natuurlik, hulle is ook 'n adverteerder op die landboumark, so baie vinnig en maklik daar ook bereikbaar en jy vind dit by mark.landbou.com. Alexander, baie dankie vir jou tyd Dis 'n en plesier. jou raad en jou kennis en dit was baie lekker om met jou te gesels en ons wens vir Hennetel alles van die beste. Dankie dat ons tyd saam julle kon spandeer. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.